Baie mense het hierdie boek wat voor die skerm lê gelees. Mense wat dit boek gelees het, wat op hierdie skerm is, kom gou voorbank toe. Kom ons praat oor die Bybel wat gediluteerd is. Kom ons praat van hierdie Bybel wat getranslate is in verskillende tale. Kom ons praat van die Bybel wat sekere chapters afgehaal is. Kom ons praat van die Bybel wat hulle uiteindelik ook besig is om in ander tale te skryf, soos ek gesien het in die Google, dit is 'n baie nuus wat dit. Kom ons praat van hierdie Bybel wat in 'n sekere tyd sal nie meer op die rakke wees nie. Kom ons praat van hierdie Bybel wat al besig is om vir u 'n halwe scripture te gee op ChatGPT. Kom ons praat van hierdie Bybel wat die woord is vir die kinders van die Here, die wapen. Amen. As u die boek gelees het, kom gou voorbank toe. Prys die wonderlike naam van die Here. Goeiedag geliefdes in Christus. Nou een ding wat ek geleer het van Genesis tot by Revelation is, keer en keer gelees het, is die waarheid wat die Here van 'n servant en van die kinders af verwag. Amabake elobasada. Ek die wana goeie. Wat dan nie, ek sal dit weer sê geliefdes, die Here verwag die waarheid uit ons. Dit is waar dat hulle daai boek gedownload het en 'n mens het dit gedoen. 'n Mens het sekere boeke afgehaal. Is dieselfde mens wat hy boek gevat het, wat afgehaal is, in sy eie boeke gaan gevorm het. Ek praat uit 'n research wat ek gemaak het. En hierdie boeke wat afgehaal is en in 'n PDF gaan gevorm is van John wat dit gaan geskryf het gaan geëdit op sy eie manier. Maria het hy boeke gevat en haar gaan geëdit op haar manier. Dis nou die chapters wat afgehaal is. Amen. Nou hierdie boek wat ons heidaglik lees, die Bybel. Wanneer u dit gelees het van Genesis tot Revelation, dan sal u gaan agterkom. Hierdie storie van Adam en Eve is bietjie half hier so. Abraham se storie is iets hier kort dinge. By David ook, hier is iets wat ek mis. Ek soek hierdie ding. Waar is dit? As u die psalms gaan lees, dan sal u gaan agterkom. Wat was dit wat David so deurgegaan het, wat hy ook Psalm 109 gaan geskryf het? Wat was dit wat David so gegaan het, deurgemaak het? Psalm 140 gaan geskryf het. As u die Psalm 140 gaan lees, dan sal u gaan sien. Wat was dit? Maar as u teruggaan na die boeke van David, dan sal u nie dit gaan kry presies wat David deurgegaan het, wat hy hierso praat in die psalms nie. Prys die wonderlike naam van die Here. Daardeur, as 'n servant van die Here, het 'n mens die lustigheid om ook te kan soek in die ander boeke wat dit is. En net deur van die Holy Spirit se help, ek sê dit, deur die leiding van die Gees van die Here, sal ons dit kan kry. Uit dit wat afgekap was. Nou daar is die gedeelde wat ek moet dit deel met u. As u dit nie mentally gekry gehad het, op hierdie pad van Christus, as a man of God and a woman of God, om aan die losboeke te lees nie, dan was dit ook nie tyd gewees nie. Ons kan eers hierdie boeke gaan lees met die help van die Holy Spirit. Daar was die spesifieke rede, thank you Lord, daar was die spesifieke rede, die tyd, hoekom ons nie aan die boeke kon gekrap het nie. Van ons gaan lees die boeke sonder die help van die Holy Spirit, dan sal ons verkeerde dinge gaan vat en verkeerde dinge vir die mense kom leer. En op die verkeerde dinge wat afgekap is, moet staan. Maar deur die help van die Holy Spirit nou, sal u die losboeke, wat ek hier op die skerm sal los. Daar is 'n app van sekere boek, hier op die skerm, daar is 2 boeke, wat totally, elkeen, as u deurgaan in die boeke, dan sal u gaan sien, dis die Ou Testament wat afgehaal is, dis die Nuwe Testament wat afgehaal is. Nou, as u die Play Store toe gaan, dan moet u hierdie app, wat ek nou op die skerm het, en die app wat ek op die skerm het, ek het 2 boeke op die skerm, wat vir u die gedeelde sal gee, wat nie gediluteerd is nie. Die gedeelde sal vir u gee, wat nie Maria gevat het en geëdit het nie.
die hele gedeelte vir u sal gee wat John nie gevat het en geëdit in die PDF nie. Want hy gedeelte wat hulle geëdit in die PDF was hulle se eie gebruik gewees om daardeur te verkoop. As 'n mens bietjie research doen, dan sal u gaan sien hierdie boeke wat afgegooi was gevat van Pieter, en Pieter het sy gedeelte geëdit en Pieter het hierdie ding gevat en op die Google gesit of op die Amazon gesit of waar gesit om te kan verkoop. Dis die gedeelte waarvan ek praat nie. Ek praat geliefdes die gedeelte waar u die original gedeelte sal lees uit hierdie app, en dan moet u die app download, dan sal u nou gaan sien, nou, dis nou die losbox, dan kry u al die gedeeltes wat vir u baie vrae sal antwoord, wat vir u baie vrae as 'n servant van die Here op hierdie pad sal antwoord. Ek sal gou 'n voorbeeld gee uit die huidige Bybel wat ons lees, wat nou legally die ene wat ons moet lees, met die Ou Testament en met die Nuwe Testament, uit daar. En die ene, uit die ander ene, hy wat afgekap is en uitgegooi is. Nou, die losbox. Nou, die verskil wat ek daar, net so bietjie enetjie gegee kan vir u gee is, die gedeelte ken ons almal, waar die slang vir Eva die appel gegee het in die garden. Nou in hierdie garden was dit nie net die eerste keer wat die slang vir hierdie mense geattack het nie. Wat u nou ondervind as 'n servant van die Here en 'n kind van die Here, moet u nou nie in verwagting wees om net een keer geattack te word van die enemy nie. Kom ons gaan voorbeeld. Gaan verby. Die gedeelte in die boek wat afgehaal is, sal u gaan lees hoeveel kere hierdie slang vir Adam en Eva geattack het. Wat nie rekord is nie in hierdie huidige Bybel nie. Nou, dit is in die boeke wat ek vir u sê, download of koop dit by die Play Store, hierdie ene wat op die skerm is, presies die ene. Dan sal u gaan lees, bietjie tyd saam, ander ene gaan lees, dan sal u gaan sien hoeveel kere hierdie slang vir Adam en Eve nie rus gegee het nie. Hoeveel kere hierdie slang vir Adam en Eve as 'n servant van die Here, tyd en kinders van die Here afgegooi het om gebruik te word. Iba gebruik het, om gebruik te word van die Here en hierdie twee mense af te skryf. Hoeveel kere nou in ons loop van die pad van hierdie Christus met die servants te wees van die Here, om kinders te wees van die Here, het die enemy vir u probeer afhaal en afhaal en afhaal. Maar die genade van die Here, wat is dit? Die gees van die Here wat die Here vir ons gegee het. Dis wat vir ons help om vorentoe te kom. Daardeur sal u gaan leer. Sê dit weer, daardeur sal u gaan leer dat die enemy nie vir Adam en vir Eva een keer met die appel geattack het nie. Dit was baie kere gewees. Tot hulle uitgegaan het van die garden af en in 'n kuif gegaan het. Nou in hierdie kuif waarin hulle gegaan het, was dit net nie vir Adam en Eva nie. Later soos u ingaan in die Ou Testament, dan sal u gaan sien dat hierdie kuif wat gepraat word in die boeke wat afgegee is of afgekap is, was Dawid ook in die kuif gewees, wat ons vandag noem die isolation. Waar u in die isolation is, die kuif. Daar is sekere dinge wat u moet gaan verstaan as 'n kind van die Here en 'n servant van die Here. Dus hoekom ek u die boodskap gee, dat hierdie boek wat ons nou het, is regtig gedownload, dis fyn, dis alright, maar kry ook die ander knowledge wat afgekap is. En deur die help van die Holy Spirit, sal u hierdie boeke wat ek u gee, op die skerm gaan lees, en van Holy Spirit gesê word, vat hierdie ding, los tyd, vat hierdie ding, los tyd, vat hierdie ding, los die gedeelte, want daar is baie snaakse lelike dinge, wat u kan ook gaan sien. Dis was die rede, hoekom hierdie boeke afgekap was. Maar as u die gees van die Here het, en bewus is, dat u met die Here loop, gaan kyk ook, wat is daar, wat u kan saamvat, vir u pad. Amen, prys die wonderlike naam van die Here.